Hallo Dion. Môre julle. Goeiemôre almal, is baie lekker om vanmôre by mekaar te wees. Hartlik welkom. Ek weet hier is nog mense wat moet inkom, maar ook ter wille van ons mense wat by die huis is, baie welkom. Dit is lekker dat ons ook weet die dienste word van die huise afgekyk en oorgekyk, veral vir die wat ook nou nie vanmôre hier kan wees nie. As jy die eerste keer hier is, baie welkom. Dis vir ons baie lekker om jou hier te hê. Voor in die bank is daar so 'n kode wat jy kan scan. En dan word jy deel van die gemeente se WhatsApp groep en dan kry jy al die inligting ook van die gemeente. So jy is baie welkom, is lekker om julle hier te hê. Kan ek vra dat die ding aanskuif asseblief? Ons hy. Daar's verskillende groeigeleenthede in die gemeente. Soos julle weet, het ons 3 fokusarea: groei, genesing en geesdrif. So in die week is daar 'n klomp geleenthede waar jy geestelik kan groei en meer van die Here kan leer, ook in verskillende groepe. Daar's 'n ekstra groep bygevoeg op 'n Vrydagoggend 6uur. Dis 'n mansgroep hier in die koffiewinkel in die Kruik. Al hierdie goed is ook op ons familienuus wat ons met die WhatsApps uitstuur. So julle kan gerus daar kyk en as julle nie die kontakbesonderhede het nie, skakel gerus by die kantoor en dan sal hulle vir julle die kontakbesonderhede gee. Voor die diens word daar gebid en na die diens is daar 'n geleentheid vir jou om as jy 'n gebedsbehoefte het of wil hê mense moet saam met jou bid, kom asseblief vorentoe en dan is hier 'n groep van die gebedsbediening wat saam met jou vanoggend sal bid ook na die diens. As jy behoefte het dat ek by jou aan huis kom, ek doen dit baie graag. My nommer is oral. Jy kan my sommer direk skakel en dan maak ek by jou graag 'n besoek. Vanoggend die kleintjies, julle gaan eers hier bly, Tannie Melanie gaan saam met julle hier ook sing. En dan doen julle die toring van Babel en vanaand het ons 'n praise and worship aand hier by die kerk vir die tieners. So ons wil almal uitnooi om asseblief vanaand te kom. Daar ek weet daar is weier ook geadverteer vir hierdie geleentheid vir die tieners vanaand en ek dink daar word hotdogs gebraai na die tyd. So ons wil jou graag uitnooi 5:30 vanaand, die geleentheid ook hier. Snyman, wil jy nie vorentoe kom? Praise and worship aand, vroue wat liefhet, daar is die belangrikste afkondiging vir die dag. Asai, dankie. Môre almal. Ons het volgende Sondag, hierdie tyd, gaan ons pot maak in die gemeente en lekker saam kuier. Ons gaan die oggend vroeg begin om 4 op te steek en ek glo mense gaan in en uit, die manne wat pot maak gaan in en uit die kerk gaan. Op die stadium staan ons by 180 mense wat gaan kom saam kuier en eet. Belangrik om tafel, stoel, lekker koelte saam te bring. En daar's op die oomblik 16 mense wat gaan pot maak. So as daar nog 1 of 2 mense is, vir al die nuwe mense wat nie by ander goed betrokke is nie, asseblief reageer op die announcement, op die paal wat daar gemaak is. En ek wil ook vra dat almal voor môre gaan sê of hulle nog gaan deelneem of nie. Ons wil môre begin om die hoeveelheid dromme en goedes wat ons moet reël vas te maak. So ons sien baie uit. Dis een van 2 lekker gemeentekuier geleenthede. Die einde van die jaar het ons laas jaar 'n spitbraai gehad. Hierdie jaar gaan ons in die begin van die jaar hierdie potmaak geleentheid hê. So ek sal 'n groepie maak vir al die mense wat gesê het hulle gaan pot maak en dan sal ek verdere reëlings daarso tref. Dankie. Dankie Snyman. Baie dankie. Ek sien Snyman vanoggend ek net vinnig gekyk, daar's so meer as 200 al en ek dink daar's nog 18 potte of so iets wat by die kantoor is in totaal. Maar ek en jy sal in die week gesels. Want hier is nog 'n klomp wat ek nie op daai groepe sien, wat nog nie gereply het nie. So, asseblief help vir ons vandag, op daai groep, kies net hoeveel is in jou gesin, dat ons net die getalle kan vasmaak en seker maak almal het genoeg kos. Ja, en daar's 2 dienste, ons vriende, ons pas nie in 1 diens meer in nie. So,
Daar's altyd 2 dienste. Behalwe vakansietye gaan ons 1 diens hê, maar ons gaan dit mooi aan julle kommunikeer. Verder het ons altyd 2 dienste in die gemeente. So volgende Sondag het ons ook 2 dienste. Soos wat dit nou as 'n normale ding hier by ons is. Ek is vanoggend maar net weer opnuut bewus daarvan. As ons oor die duiwel praat en oor versoekings, en mense word geleer van die Here, soos wat ons glo hier moet gebeur, dan moet ons verwag dat die duiwel nie daarvan gehou nie, nê? En dan herinner dit my aan die verhaal van Jesus wat hy vertel van die saaier, waar iemand uitgegaan het en die saad gaan saai, die woord. En van die saad het op goeie grond geval en dit het ontkiem en vrug gedra, en ander het op die klipbank geval en daar was voeltjies wat gekom het, die duiwel, en daai saad kom oppik het. En ander saad val in die grond en dit kom 'n bietjie op, maar dan groei die onkruid dit weer toe. Die feit dat jy vanoggend hier is 'n behoefte in jou hart om die saad van die woord te ontvang. Dis hoekom jy hier is. Ek hoop jy is hier om na iemand te kom luister nie, want ek is maar net 'n instrument soos wat jy 'n instrument van die Here is. Ek glo jy is hier omdat jy die Here se woord vir jou lewe wil hoor en vat en groei. En die vraag is vanmôre as die saad gesaai word, hoe ontvanklik is jou hart? Hoe gereed is jou hart om die saad van die woord te ontvang? En daarom wil ek vanmôre, voordat ons saam sing, wil ek 'n geleentheid gee waarin jy in stilte met die Here praat en jou hart voorberei om die Here se woord vanmôre te ontvang. Anders kan dit maklik gebeur dat jy hier sit en dit gaan by jou verby. So kom ek gee 'n paar oomblikke van stilte. Ek wil vir jou bid die woorde wat Jesus self bid in Johannes 17. Wanneer hy oor sy mense bid, die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee. En hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van U afgekom het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Net soos U my in die wêreld ingestuur het, so het ek hulle ook in die wêreld ingestuur. En liewe kind van die Here heilig jou vanmôre, wanneer hy woorde oor jou uitspreek, omdat jy Jesus gekies het, omdat jy Jesus se naam op jou voorkop dra, op jou lippe dra, op jou hande en jou voete dra. En daarom groet hy jou vanmôre in die naam van God die Vader wat jou gemaak het, Jesus Christus wat jou verlos het, en die Heilige Gees wat in en deur jou werk. Amen. Baie dankie aan ons musiekspan. Kom ons staan en dan sing ons saam.
Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. En op die dag wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal my lied dan vir U wees oneindig. 10.000 jaar en vir ewig meer. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U goeie naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Donker tye as geloof opgetoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. My vertrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U goeie naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou.
Môre. Ek wil graag hê al die kinders moet asseblief saam met my sommer gou kom. Môre julle. Appa, die ding net vorentoe skuif. Nee, vat. Dis sommer heel voor. Dankie. Vriende, ons is in die gemeente besig om deur Matteus te lees en verlede week het ons begin met die versoekings en hoe Jesus deur die duiwel versoek is in Matteus 4 en ek kon nie uitkom by die ander gedeelte van die versoekings wat eintlik gaan oor die oorwinning van versoekings nie. En nou weet ons dat ons versoekings veg vanuit Jesus se oorwinning en nie vir die oorwinning nie. Maar vanmôre die tweede gedeelte van die boodskap oor versoekings en ek wil weer lees uit Matteus hoofstuk 4. So as jy jou Bybel het, kan jy gerus daar oopmaak, Matteus hoofstuk 4. Dis die 6ste preek, eintlik die 7de een, Kersdag was die eerste een. Die 6ste een oor Matteus. Kan ek gou net vir interessantheid sien? Kom ons maak dit die helfte. Wie het 3 uit 6 gehoor? Ok, wie het meer as 3 uit 6 gehoor? Ok, mooi. Dis 'n slaagsyfer, né? Ok. Die preek is ook op die kanaal en die gedrukte ene is ook hier vir die wat aan die slaap raak as julle dit op die TV luister. Voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Dani, kan jy vir my daai deur toe maak asseblief, dankie. Here, hoe wonderlik vanmôre om as u geloofsfamilie hier by mekaar te wees en te kan bely dat u God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is. Dankie Here dat u die enigste lewende, ware God is. En baie dankie vir die ongelooflike voorreg wat ons het om kinders van u genoem te kan word. Ja Here, u noem ons nie net u kinders nie, u kroon ons met oorwinning. En u gee vir ons u naam as Christene om in hierdie wêreld te dra. En baie dankie Here dat ons elke een uitgestrooi word, elke dag van elke week, in 'n wêreld wat donker is en wat op soek is na smaak. Wat baie keer soekend bly, maar nooit daai gesoek kan vul met die waarheid van u teenwoordigheid nie. En dankie vir die brood van die lewe en die water waarvan ons ook op 'n Sondag hier kan drink. En dis my gebed ook vir vanmôre, Here, dat die woord wat gepreek sal word, woorde sal wees wat u self vir ons gee. En dat u ons harte en ons gedagtes sal voorberei om hierdie woord te ontvang. En dit sal bewaar, Here, sodat dit nie opgepik sal word deur die duiwel en ons daarvan vergeet as ons hier uitstap nie. Of dat dit in vlak grond sal val en ons dit hoor en ja, hier teen Woensdag alweer daarvan vergeet en aangaan op ou maniere nie. Maar ek bid regtig, Here, vir ontvanklike harte, vir diep grond en ek vra dat u Gees dit sal nat maak en dit sal laat ontkiem en sal laat groei. Ek sê vir u baie dankie, Here, dat ek hier voor kan staan en oor 'n klomp mense kan kyk. Dankie dat u mense op hierdie stoele laat sit. Dankie dat u 'n geloofsgemeenskap ook hier kom sit het. Wat deur al die eeue heen of al die jare heen u ook hier aanbid. Ek wil vra, Here, dat u vir ons sal help as gemeente om in u koninkryk allereers u wil te soek. Dan sal die res van die dinge vir ons bygegee word, leer ons in Matteus 6. En Here, daarom wil ons nie bekommerd wees oor môre, oor wat ons
gaan eet of drink, of waar ons die middele gaan kry om u werk ook hier in die gemeente verder uit te brei en verder te laat aangaan nie. Maar wil ons nie regtig ook vertrou vir insig en wysheid en besluite wat geneem moet word in 'n visie vir waar ons is en waarheen ons gaan. Vir offervaardigheid, Here, om dit te laat gebeur en gehoorsaamheid om te doen wat u van ons vra. Maar dankie dat u ook hierdie gemeente inbind in u groter kerk op aarde. Die een heilige algemene Christelike kerk, wat vanmôre vergader nie net in ons eie dorp nie, maar oor die lengte en breedte van ons land en oor die wêreld heen. Here, help ons onthou dat u kerk groot en wyd strek. En Here, daarom bid ek vanmôre vir elke een wat u woord moet bedien. Of dit vanmôre onder 'n boom is of in 'n kathedraal. Here, wil ek vra dat die waarheid van u woord verkondig sal word. En dat u Gees en u woord met mense sal praat en hulle sal ontmoet. Maar gaan ook nie vanmôre by ons verby nie, Here. Beweeg asseblief van sitplek tot sitplek. Praat, Here. U kinders wil luister. Amen. Kom ons lees die gedeelte uit Matteus 4, wat ons verlede week ook gelees het. Nou, dit behoort nou vir jou al 'n bietjie meer duidelik te wees en 'n paar goed wat jy verlede week gehoor het, behoort by jou terug te kom. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, sy identiteitsvraag, nê? As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel hom na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgeboue staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as jy neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Dit is Matteus 4. Verlede week het ons gehoor dat versoekings volop is. En ons het verlede week gehoor dat versoekings ongelooflik gevaarlik is. Die duiwel wil ons versoek, nie net om ons lewe te versuur nie, of om ons lewe moeilik te maak nie. Die duiwel versoek ons om 'n verhouding met Jesus te vernietig. Dit is die rede vir versoekings. Hy wil dit wat God tussen sy kinders en hom kom sit het, 'n verhouding kom vernietig. Nou jou reaksie op hierdie boodskap van verlede week, kan een van twee goed wees vir oggend. Dit kan 'n reaksie van vrees wees. So, jy kan vanmôre hier sit bang vir die duiwel en bang vir versoekings. Of dit kan 'n reaksie wees van oorwinning en vertroue in die Here Jesus. Maar gewoonlik is die reaksie op versoekings en op die duiwel een van hierdie twee reaksies. Versoekings kan baie mense verlam met vrees. Hulle kan so besig raak met die duiwel dat hulle nooit by die Here en sy oorwinning uitkom nie. Dit het gebeur natuurlik met die monnike en die nonne, nê? Hulle het gaan wegkruip vir die wêreld.
Hulle het 'n klooster iewers op 'n berg gaan bou, want hulle was bang vir die wêreld. Hulle was bang dat die wêreld hulle sal verlei en dat die wêreld hulle sal besmet. So hulle het gaan wegkruip vir die wêreld, sodat hulle skoon kon bly. Aan die ander kant kan die oorwinning van Jesus oor versoekings, wat ons verlede week gehoor het, kan jou vul met krag en geloof en met hoop. Dis vir my betekenisvol as jy Lukas gaan lees oor die versoekings, nê? Dat Jesus daag by in die woestyn op, vol van die Heilige Gees, en wanneer hy daar uitstap uit die woestyn, dan lees ons, hy is vol van die Heilige Gees. Want Jesus kon deur die krag van die Heilige Gees die duiwel oorwin. En so wil die Here vol van die Heilige Gees mense, soos ek en jy. Mense wat vol is van die Heilige Gees, nie uit die wêreld hou nie, maar in die wêreld sit. Want dit is waar ons getuienis lê. Om iewers te gaan wegkruip, is nie getuienis nie. Ons getuienis lê om vol van die Heilige Gees in die wêreld te leef, saam te kuier, saam te gesels, saam te leef op Jesus se manier, sodat ons vir die wêreld kan wys, ons is oorwinnaars oor die wêreld, omdat ons die krag van die Gees het en die voorbeeld van Jesus. Ons is nie bang nie, ons is vol. En weet jy wat nie? Ek dink een van die grootste getuienisse vandag is kinders van die Here wat soos kinders van die Here leef. Ek dink dis waar ons grootste getuienis lê. Kinders van die Here wat soos kinders van die Here leef. En vol van die Heilige Gees beteken nie volmaaktheid nie. Vol van die Heilige Gees beteken nie jy doen altyd alles reg of jy maak nooit foute nie. Vol van die Heilige Gees beteken ek en jy het 'n hart om gehoorsaam te wees. En wanneer ons dan val, dan is die genade van die Here daar om ons te vang. En vers 11 is vir my so mooi, toe het die duiwel Jesus met rus gelaat, en kyk, daar het engele gekom om hom te versorg. Die duiwel sien toe, hy gaan nie Jesus wen nie. Ek sien half die duiwel druipster daar wegloop. Sal volgende week sien, hy het toe nou nie opgehou met versoekings nie. Hy het net sy fokus 'n bietjie verskuif na mense toe, ander mense toe, nie na Jesus toe nie. Want geen vyand bly staan waar Jesus regeer nie. En Jesus wys, jy is nie 'n slagoffer van die duiwel nie. Jy kan leef in oorwinning oor sonde en versoekings. Maar, en dis nou waar ek vandag wil uitkom, daar's 'n bepaalde manier hoe Jesus self versoekings hanteer het. Kom ek noem dit vanmôre geloofsleutels, wat ons by Jesus kan leer, hoe hy versoekings op aarde hanteer en oorwin het. En ek het gedink, dis 'n baie belangrike ding, dat ons ook hierdie geloofsleutels vanmôre leer, vir wanneer ek en jy deur versoekings getuister word. En ek het 4 geloofsleutels in hierdie gedeelte, wat ek met jou wil deel. Die eerste een is wil en weerstand. Jesus het absoluut die wil gehad, daar in die woestyn, om dit wat die duiwel na hom toe gaan bring, te weerstaan. Hy het in die woestyn ingestap, met die wete, ek gaan
en wil die aanslag van die duiwel weerstaan. Vol van die Heilige Gees beteken, Jesus stap nie net blindelings hierin nie. Hy's nie passief in die woestyn nie. Hy staan aktief, gereed, vas in die Gees. En Jesus word in 'n situasie ingelei wat hy kies doelbewus om te oorwin. Jakobus 4 vers 7 sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Daai weerstaan beteken 'n aktiewe besluit. Dit beteken jy maak 'n keuse. Dit beteken ek wil terugdruk teen dit wat my wil laat val. Dit beteken nie ek gaan lê nou op die bed en sê o Heilige Gees help vir my dat ek al hierdie versoekings weerstaan nie. Dit beteken jy staan op en jy staan reg en jy is voorbereid en jy het die krag en die wil om terug te druk omdat jy weet Jesus het oorwin. Sonder 'n wil is daar nie 'n weg nie. En gehoorsaamheid, liewe kind van die Here, begin altyd by 'n wil om onder die Gees se leiding te staan. En dit klink logies vanmôre. Dit klink of ek goed herhaal wat almal weet en almal doen, maar dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Want baie mense, selfs kinders van die Here nê, het nie noodwendig die wil om teen alle koste te doen wat reg is nie. Dis nie vir hulle belangrik nie. Dis nie hulle grootste prioriteit nie. Maar wanneer dit jou lewensprioriteit is om God in alles te gehoorsaam en in alles in die geloof vas te staan, dan is daar 'n wil in jou om die duiwel te weerstaan. Wil en weerstand. Een van die grootste probleme vandag is dat ons redelik alles wat na ons kant toe kom so soetkoekies opeet. Enige nuwe ding word baie keer sonder die nodige filters of sonder die nodige onderskeiding eenvoudig net gevat as die next big thing. Nie alles wat goed klink of alles wat goed lyk kom van God af nie. Daarom moet ek en jy 'n gees van onderskeiding hê. En hierdie gees van onderskeiding is iets wat in jou lewe en in my lewe moet groei en skerper word. Ons moet doelbewus daaraan werk om 'n gees van onderskeiding aan te leer. 1 Johannes 4 vers 1 sê, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom. Die studente, en ek het dit ook al gedoen, maar hulle haal altyd die teks aan, beproef alles en behou die goeie, né? Eintlik soos 'n paspoort, dis okay, ek gaan nou al hierdie goed eers toets en dan besluit ek wat is goed. Maar beproef alles en behou die goeie en moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste, impliseer onderskeiding. En ek en jy het onderskeiding nodig in 'n wêreld wat leuns vermom en leuns verpak. Jy moet vra, is hierdie ding wat nou oor my pad gekom het, voor jy net daarin inspring, is dit goed of is dit sleg? Is dit reg of is dit verkeerd? Is hierdie geleentheid goed of is dit sleg? Liewe pa en ma, jy kan mos nie eenvoudig dat alles, enige iets oor jou
of jou huis spoel nie. Jy kan mos nie net toelaat dat enige iets jou huis inkom sonder die nodige onderskeiding nie. Ons moet filters opstel. Ons moet met onderskeiding lewe. Ons moet toets en vra, is dit reg en goed? Is dit opbouend en noodsaaklik? En ons moet keer en uithou wat sleg is. In jou eie lewe, maar ook in die lewe van jou kinders. So, hoe leer jy jou kind onderskeiding? Is dit iets wat vir jou belangrik is? Is dit vir jou belangrik dat jou kind met geloofsonderskeiding die wêreld ingaan, om te kan weet wat is reg en verkeerd, goed en sleg? Ek glo so. Maar byvoorbeeld, ek kan daaroor ook 'n hele preek maak, ek gaan nie. Kan Jesus maar my selfoon vat? En ek sê dit nie net vir die kinders of die tieners nie, ek sê dit vir die paas en die maas ook, nê? Kan Jesus maar my selfoon vat en kyk wat ek gekyk het? En kan Jesus maar my selfoon vat en die boodskappe lees wat ek gestuur het? Dit gaan wys of jy 'n gees van onderskeiding het. Of jy weet wat is reg en wat is verkeerd. Wat is goed en opbouend en wat is sleg en afbreekend. So vergeet van wagwoorde op selfone. Jesus sien in elk geval alles wat op jou foon is. So gaan bou in jou lewe en in die lewe van jou kinders 'n gees van onderskeiding. Die derde een. Efesiërs 6:17 sê, dit is die wapenrusting, nê? Neem die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Nou interessant, in Efesiërs 6 die wapenrusting is die enigste wapen vir aanval is net die woord van die Here. Die res van die wapenrusting nê is daar vir verdedig. Maar die enigste aanvalswapen is net die woord van die Here. Dis net met die woord dat jy kan aanval. En daarom weerlê Jesus elke keer die leuns van die duiwel eenvoudig reguit, onverdund met die waarheid van die woord. Elke keer gaan lees dit maar weer, dan sê Jesus, daar staan geskryf. Elke keer. Daar staan geskryf. Jesus redeneer nie daaroor nie. Hy sê eenvoudig wat die woord sê. So, hier is die sleutel. Om die leuns te weerlê soos Jesus, moet jy die skrif ken. Jy moet kan antwoord soos Jesus. Daar staan geskrywe. So, liewe kind van die Here, as jy aangeval word, soos wat jy aangeval word, want jy word aangeval en ek word aangeval. As jy aangeval word, nê, hoe skerp is jou swaard? Ken jy die skrif goed genoeg, sodat jy die leuns van versoekings en onwaarheid kan beveg? Hoe anders gaan jy dit doen? As die woord sê, die woord is die swaard. Jo, en ek moet jou sê, ek hoor so baie verskonings rondom hierdie saak. So baie verskonings. Ag,
ek ken nou nie regtig die Bybel so goed nie. Ag, ek lees nou nie so baie Bybel nie. Ag, dit is vir my so moeilik om te verstaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, soos wat ek maar baie keer reguit is, nê? Vir 'n kind van die Here is dit 'n swak verskoning om nie die woord van die Here te ken nie. En daarmee bedoel ek nie, jy moet al die Bybelverse uit jou kop uit kan opsê en sê waar staan wat nie. Ek kan dit self nie doen, dis nie my gawe nie. Ek kan weet wat daar staan, maar ek moet partykeer vir Google vra, waar is die vers? Want ek sê goed daarmee om verse so te kan onthou presies waar staan dit nie. Maar ek bedoel nie, ons kan dik boeke vakansietye deurlees. Maar hoekom sukkel ons so om die woord van die Here in 'n leeftyd deur te lees? Hoekom het ons so baie verskonings van, dis te dik, dis te klein geskryf, dis te veel, dis te min tyd, dis te moeg. Jy moet die woord eet, sê Openbaring. Dis jou swaard. As jy wil aanval, moet jy die woord ken. Anders gaan jy die hele tyd net in die lewe moet keer en wegkruip. Jy kan nie in die waarheid lewe, liewe kind van die Here, as jou Bybel toe is nie. Jy kan nie. Versoekings word nie oorwin met emosies en redenasies nie. Versoekings word oorwin deur die geopenbaarde woord van die Here wat in elkeen se huis is in jou eie taal. Jy kan nog kies in wat se taal jy dit wil gaan lees. Dis hoe hy oorwin word. Ons maak dit, hoor mooi wat ek vir jou sê, ons maak dit te maklik vir die duiwel, omdat ons nie eers die woord van die Here lees nie, wat nog te sê van ken of gaan toepas. Ons maak dit te maklik vir die duiwel. Vergeet van redenasies op YouTube video's en TED Talks en what you have als om ander mense te probeer oortuig van iets. Gaan lees die woord van die Here. Dis jou swaard, dis die waarheid. En miskien is dit tyd, dat jy ook 'n wilsbesluit maak oor die woord van die Here. Miskien moet jy 'n wilsbesluit maak. Ons kan wilsbesluite maak van ons gaan nou minder drink en reg eet en gewig verloor of wat ook al. Miskien is dit tyd vir 'n wilsbesluit, ten minste tussen ons hier, om te sê, maar ek gaan vir 'n slag moeite doen met die woord van die Here. En begin sommer by Matteus. En al lees jy nou die hele jaar lank net Matteus van voor tot agterdeur, kan jy ten minste aan die einde van die jaar sê ek het een Bybelboek deurgelees. Of miskien moet jy sê, ek gaan een vers 'n week memoriseer, of ek gaan die psalms vat, as jy sukkel om te bid, vat die psalms en bid dit terug vir die Here. Psalm 23, Here, dankie dat U my herder is, en dat ek U skapie kan wees wat U oppas. Here, help vir my in hierdie dag, vat die psalm en lees dit, bid dit vir die Here, dan is jy in die woord, dan is jy besig om jou swaard te slyp, en die Gees is besig om van jou onderskeiding te leer, en jou sterk te maak. Die laaste een. Jesus leer ons bid net 'n rukkie later by Matteus 6. Ek dink ons sal seker so oor 3 jaar daarby uitkom, Jesus leer ons bid in Matteus 6. Laat ons nie in die versoeking kom nie. Here, help my
wanneer die versoekings kom. Here, gee vir my die krag en die wysheid en die onderskeiding van die Gees om dit te weerstaan, want in my eie krag kan ek nie, maar dis die Gees wat my in my swakheid bystaan. Matteus 26 sê, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Galasiërs 5:16 sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Wilskrag alleen gaan jou nie red nie. Jy het die krag van die Gees nodig en daai oorwinning begin op jou knieë voor die Here. En uiteindelik kom ek by die 2 beeltjies. En daarmee sluit ek af. Toe iemand vir my die 2 beeltjies wys, het dit my dadelik laat dink aan dit wat Martin Luther eens op 'n tyd, hy was 'n kerkvader, eens op 'n tyd gesê het. Jy kan nie keer dat 'n voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hy in jou hare nes maak. Ek weet nie of dit die bedoeling van die 2 beeltjies was nie, maar dit is nou die bedoeling. Want hierdie een laat toe dat die voeltjies op haar kop kom sit van versoekings. Sy jaag hulle nie weg nie. Hulle vlieg hier oor, maar sy laat die voeltjies op haar kop sit. Sy gee vir dit geleentheid om sommer nes te maak in haar hare. Sy vertroetel dit. Sy koester dit. Sy dink daaroor. Sy redeneer daaroor. Hierdie een word beskerm haar gedagtes omdat sy vanuit oorwinning leef. Die voeltjies vlieg, maar sy laat nie toe dat dit op haar kop kom sit en in haar hare nes maak en haar so lei tot sonde nie. Versoekings, nê? Gaan oor jou kop vlieg. Jy kan dit nie keer nie. Dit gaan vlieg. Wat jy kan doen is, jy kan kies of dit in jou hare nes maak. Bly by Jesus. Hou vas aan sy woord. Dit is jou swaard. Weerstaan die duiwel. En hy gaan van jou wegvlug. En moenie gaan wegkruip nie. Gaan leef vol van die Heilige Gees. Vanuit Jesus se oorwinning. Amen. Gee geleentheid vir stil gebed.
Here Jesus, baie dankie dat U vir ons ook in U eie lewe kom leer en kom wys, dat ons deur die krag van die Gees, soos Jesus, elke dag kan lewe. Dankie dat ons vanuit U oorwinning kan leef. Here, oor ons koppe vlieg daar elke dag 'n klomp versoekings. Dit gaan nie ophou nie. Inteendeel, Here, dit word al hoe meer met inligting en prentjies en video's en klomp goed wat oor ons elke dag spoel. Ek wil regtig kom vra, Here, dat U vir ons 'n gees van onderskeiding sal gee. Dat ons nie net sal toelaat dat alles in ons hare kom sit en daar 'n nes maak nie. Dat ons geestelike filters sal opstel vir onsself en vir ons kinders. Selfs somme fisiese filters vir ons kinders, om hulle gedagtes en hartjies te bewaar. Ek wil bid, Here, vir versoekings wat reeds in hare nes gemaak het. Versoekings wat uitloop op die sonde en op 'n skeiding tussen U en ons. Ek wil vra, Here, dat U dit sal uitwys. Dat U ons daarvoor ongemaklik sal maak. Dat ons dit nie sal vertroetel nie, maar sal erken en bely. Wil U dan deur U Gees vir ons skoonmaak, Here, maar ook volmaak, sodat ons dan, soos hierdie tweede beeltjie, deur die Gees en deur die woord kan keer, dat dit op ons koppe kom sit en in ons hare en gedagtes nes maak. En baie dankie, Here, dat ons reeds die oorwinning het, dat ons niks meer nodig het as wat ons reeds het, om in oorwinning te leef nie. Dankie dat U vanmôre met elke een op 'n eie manier kan praat. En dat U elke een op 'n eie manier kan oortuig, kan bemoedig en kan stuur. Dankie dat ons nie hoef weg te kruip vir die wêreld nie, maar dat ons in hierdie wêreld soos U kinders kan gaan leef. Stuur ons dan, Here, om soos kinders van die Here in hierdie wêreld te leef en werk en praat en dien. Amen. Terwyl die musiekspan vorentoe kom, dankie vir julle, hoor, waardeer dit. Melanie, dankie dat jy hier is. Het julle die torings gebou gekry? Dit is nog beter baie stil. Regtig? Dit is baie stil. Ja, om 'n toring te bou is nie maklik nie. Ek hoop al hulle torings val om. Ek dink dit gaan. Okay, dis goed, want hulle moet omval, die toring van Babel. Hier is miskien 'n lied, ek weet ons sing hom by die tieners. Miskien is hy nie so bekend vir julle nie, maar dis 'n lied wat sing oor die oorlog wat aan die Here behoort. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied tot eer van die Here. And all I see is the battle. You see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain remove. And as I walk through the shadow, your love surrounds me.
nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I Lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. and if you run, For me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. when all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. you shine in In the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. oh God, The battle belongs to you. oh God, Battle belongs to you. Die Here seën jou met sy krag om die oorlog te gaan wen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die krag van die Heilige Gees jou lei en met jou wees. Amen.